Welkom terug by die groot ontbyt. Ons praat vanmôre met die spraakterapeut en skrywer Christine Neser. Ons kuier vanoggend spesifiek oor die feit dat kinders deesdae nogal sukkel om te lees. Ons wil 'n bietjie uitvind by haar wat is haar opinie daaromtrent. Goeiemôre Christine. Hallo, hoe gaan dit? Lekker. Luister, dit is nie eintlik my opinie nie, maar die opinie van die wêreld. Van die wêreld? Ja. Jy praat net so van die wêreld. Een van ons kykers byvoorbeeld, ons vra vandag op sosiale media, lees jy nog fisiese boeke? Ja. En een van ons kykers, Heidi Nel, het vandag gesê, sy's 'n Afrikaanse onderwyser in 'n laerskool. Sy sê, ek is bekommerd oor die agteruitgang wat ek die afgelope 5 tot 8 jaar in kinders se woordeskat en skryfvermoë opgemerk het. Sy sê, ek vra die ouers om te kyk dat kinders lees. Is dit die situasie waarin ons is? Ja. Kyk, die PIL-studie van 2021 het gewys dat ons die laaste gekom het uit 50 lande. Ons lees swakker as Marokko en Afghanistan en Jemen. Ons lees die swakste van al die lande wat deelgeneem het. En van hulle doen hierdie wêreldwyd toets so elke paar jaar, hulle gaan hom volgende jaar weer doen. En van 2016 tot 2021 het ons met iets soos 13% nog geduik. Sure. Toe kom COVID. Nog tussenin. So, daar is faktore wat mens kan sê, dit het dit beïnvloed, maar ons kinders lees swak. Aan die onderkant veral, want die hele demografie word verteenwoordig, maar ook daar aan die bokant. Want aan die onderkant is dit fisiese armoede wat die hele situasie bepaal. Aan die bokant sit die kinders met genoeg geld om heeldag 'n skerm in hulle hand te vashou. En beide van hierdie goed het 'n geweldige invloed op hulle lees. Ja. So ons lees swakker as sekere oorloggetuisterde lande, Ja. wat nogal skokkend is, eintlik as jy daaraan dink. Hoe belangrik is 'n vroeë blootstelling aan boeke? Ouers wat moet lees vir hulle kinders, dat hulle gewoond daaraan raak, 'n liefde vir lees kan ontwikkel? Dit is alles bepalend. Om vir jou te sê, lees begin nie in graad 1 nie. En dis graad 1 is lankal te laat om te bekommer oor lees. Lees begin eintlik voor geboorte, by geboorte, soos wat daai kind op die ouers se skoot groot word en al sy ruggie kan regop hou en 'n ou kartonboekie kan saam die ouer begin blaai. Ja. Dis al die fondasies van lees en die praat, al die woorde wat daarmee saamgaan. Ek weet nie of ek sommer nou vir julle kan vertel van hierdie studie by Ohio State University waar hulle kinders geneem het. 2 groepe, die een lot se ouers het opgestaan dat hulle vir hulle kinders die 5 boekies wat voorgeskryf is sal lees vir 5 jaar voor die kind skool toe gaan, en die ander het nie deelgeneem nie, hulle het net aangehou praat, soos gewoonweg. Die een lot het hulle uitgewerk as se kinders het omtrent 4.500 woorde uit die ouers se mond gehoor oor 5 jaar, woorde wat tot die kind gerig is. Die ander lot wat die storieetjies gehoor het, wat voorgelees het 1.4 miljoen woorde gehoor, uit hulle ouers se mond tot daai kind gerig. En dis nie nuwe woorde, dis woorde wat oor en oor en oor gebruik word. Maar hulle praat nou van die million word gap, want hulle daai kinders gevolg, hulle vervolg hulle nog steeds. Ja. Die gaping het nie toegegaan nie, die gaping het vergroot. Die liefde vir storie vertel, vir lees, met begrip, begin al reeds vroeg. Ja, en dit is taal, want die groot ding wat die PIL-studie gewys het, is ons kinders kan lees, sommige van hulle kan eintlik heel goed lees, maar hulle verstaan nie wat hulle lees nie. Begrip. Hulle is baie keer in 'n ander taal, hulle is nie in hulle eie moedertaal nie, of as hulle in hulle moedertaal is, het hulle nog nooit 'n woord gehoor nie, of die ander probleem is hulle lees te stadig. As jy verskriklik stadig lees, teen die tyd dat jy by die einde van die sin kom, het jy vergeet waarmee jy begin het. So daar's verskeie goed wat 'n rol speel, maar die punt is, as 'n kind met liefde vir lees grootgemaak word, 'n boek is 'n prettige ding. Dis wonderlik. En dis daai ding waarmee jy vanaand gaan slaap. Jy het vroeër verwys na 2 goed. Eerstens om met aandag te lees van die begin van 'n sin tot 'n einde, is om kognitief die narratief van 'n sin te kan hou. Daardie vermoë, dit begin vroeg. Dit begin voordat jy self kan lees. Baie vroeër. En dan het jy gepraat van tale. Kinders wat sukkel om in verskillende tale te lees. In Suid-Afrika het ons 11 amptelike tale. Hoe werk moedertaal lees vir 'n kind? Moedertaal lees is natuurlik die ideaal. Dit is die ideaal. Vir alles daar sterk moedertaal by die huis is, daar's 'n ryk taalstimulasie en daar's boeke, daar's verskillende goed wat hulle kan gebruik. Maar wanneer jy 'n taal het wat deur baie min sprekers gepraat word en daar is nie eintlik materiaal nie en die kind gaan nou na 'n ander taal, dan is daar 'n regtige probleem, 'n breuk. Ja. Maar daar's ook 'n breuk as hulle in hulle eie moedertaal gaan van ons kleiner tale waar daar nie altyd materiaal is nie. Of die onderwysers is nie ordentlik opgelei nie, want daar's min van daardie sprekers wat die opleiding het. So daar's probleme op daai vlak.
Maar 'n kind wat in enige minderheidstaal grootgemaak word, maar met 'n ryk taal en 'n stimulasie en 'n liefde vir boekies wat jy kan blaai, gaan in enige taal kan floreer, want hy het reeds 'n vaste basis in sy moedertaal waarteen hy kan verwys. Dis daai ding wat bitter nodig is, dat hulle verwysing het. Hoe gemaak as een ouer 'n sekere taal praat en die ander ouer 'n ander taal praat? Wel, dit is eintlik 'n baie lekker situasie om te hê, want jy kan hierdie kind se brein ongelooflik verryk. Want dan jy twee tale wat die brein in werk, en glo vir my, 'n mens se brein is ongelooflik bedraad om meer as een taal te hanteer, maar dan moet jy 'n konstante model hê. En die internasionale model is OPAL, One Parent, One Language. Een ouer, een taal, en daai gesig moet konstant daai taal praat tot die kind omtrent 3-4 is en hy verskillende tale kan onderskei. Ja. Want hulle weet nie wat die taal se naam is nie. Hulle kyk vir die ouer en hulle imprint onmiddellik. En hulle gaan aan, en dan het jy 'n baie beter bedrading van die brein, meer konnektiwiteit in die brein, hulle kan 'n derde taal aanleer. So dan kan mamma en pappa beurte maak om in hulle taal die aandstorie te lees. En so gaan jy die kind 'n baie groot guns doen. Ons het nou gepraat van aandagspan, Ja. soos attention Ja. span, is nou Ja. baie verskriklik direk vertaal. Ja. Maar die vermoë van 'n kind om sy aandag te hou, se konsentreer Ja. op 'n konsep of 'n begrip met verstandhouding van waarheen dit gaan. Wat beïnvloed dit? Hoe bepaal 'n mens dit? Jong, kinders is individueel, nee. Daar's kinders wat baie goed kan konsentreer, daar's wat minder goed kan konsentreer, maar as ek vir jou kan sê wat die invloed van skerms is dit 'n linkerbrein aktiwiteit. Wat jy ook al op 'n skerm speel of kyk, is 'n linkerbrein aktiwiteit. En in jou linkerbrein is executive functioning, daai ding wat jy vinnig besluite neem. So die kinders ontwikkel baie goed daarmee en hulle is baie visueel ingestel. Alles is visueel. En die Ja. onderwysers sal ook vir jou sê ons kinders het visuele leerders geword. Moenie vir hulle 'n opdrag gee in die klas. Moenie 'n woord. As dit nie op 'n WhatsApp was nie, het dit nooit gebeur nie. Verstaan? Ja. Maar in jou regterbrein wat nie gestimuleer word as jy op 'n skerm speel nie, sit jou geheue en daar sit jou konsentrasie span, daar sit jou fantasie, jou kreatiwiteit, jou empatie en daar sit jou leesbegrip. So vat nou 'n kind wat jy vir 6 ure 'n dag op 'n skerm sit en daai regterbrein is nie gestimuleer nie. So dit is iets wat ons doen met al die middele tot ons beskikking, koop ons die beste skerms vir die kinders. En eintlik is dit glad nie tot hulle voordeel nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir 'n skerm, maar wanneer kinders leer om te lees, is daai boek en dit wat jy met die kind doen en jou stem, die ouers se stem, die juffrou se stem, dis die belangrikste. Christine, dis ongelooflik dat jy sê empatie en Ja. kreatiwiteit Ja. gaan saam met lees. Ja. Leesvermoë. Dis nie noodwendig altyd op 'n skerm nie. Nee, ek praat nou nie van om op 'n Kindle te lees as jy al kan lees nie. Ek praat van hierdie goed wat die kinders kyk, hierdie reels, hierdie goedjies wat hulle kyk en wat hulle gek oor is. Dis 'n absolute suiwer linkerbrein aktiwiteit. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Ek wens ons het langer tyd gehad om te kyk. Dit is 'n verskriklike fascinerende veld. Dankie vir jou moeite en dankie vir jou insig.